Hallo mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Maar ek het vandag weer 'n ou storieetjie. Kyk, dis nou 'n storie wat Jan Spies vroeër jare vertel het op Spies se Plessis. Nou, ek vertel nou nie graag 'n ander ou se stories oor nie, maar tog, hierdie storie wil ek nou nie hê hy moet verlore gaan nie. Daarom gaan ek hom nou weer vertel. Want kyk, hierdie is 'n ondervinding wat 'n polisieman gehad het in 1940 in die Spergebied. Nou, die Spergebied is mos die kusstreek daar van Oranjemund of tot amper by Loedrits, ryk diamantgebied. Nou die polisieman het die kusstrook gepatrolleer. Daar's twee spanne gewees, een span wat van Loedrits af gekom het en dan ander manne van Oranjemund af. Nou daai tyd het hulle nog met kamele gery. Nou daar in die Spergebied was 'n plekkie met die naam van Gamais. Dit was vroeër jare 'n Duitse polistasie gewees toe dit nog Duits-Wes-Afrika was. Maar die polistasie is later nie meer beman nie en die gebou het en toe later in ruïnes verander. Nou die sergeant Jack Tar en 'n konstabel was op patrollie gewees. Hulle het met kamele gery en hulle het die aand daar by Gamais se ou polistasie het hulle gekamp. Nou, daar was seker water gewees, dis hoekom die polisie daar was. Nou, al die aand daar uitgespan en hulle het kamele vasgemaak, kos gemaak en geëet, en die konstabel het geinkruip, gou goed toe sy in die slaap. Maar die sergeant Jack daar het nog by die vuur gesit. En, maar die vuurmaak goed was nog maar min en die vuurtjie was rokerig en het was maar 'n klein vuurtjie gewees. Maar terwyl hy nou daar by die vuur sit, toe hoor hy iemand aankom in die donker. En die man kom daar in die vuurlig in, maar hy kan nie lekker sien nie. Maar hy het klere aan, hy kan sien die klere is deur die namapson verbrand. En hy so 'n slaprand hoed op en die ou stap met sy hande in sy sakke en hy kom sit op 'n klip daar naby die vuur. En sergeant Jack daar vra vir hom, wat is jou besigheid? Die ou sê hy is 'n prospekteerder. En maar hy praat nou Duits. Die sergeant kon nou nie Duits goed praat nie, maar hy kon Duits goed verstaan. Hy vra vir die man of hy die nodige dokumentasie het vir sy prospekteerwerk. Die ou sê nie, hy het geen dokumentasie nie. En sergeant Jack daar sê vir hom, maar man, as jy mos met hegtenis neem, maar dis mos hoekom ek hier is. Hy sê vir hom, man, jy kan my nie in hegtenis neem nie. En hy sê, ek sal nou vir jou storie vertel, en as ek nou klaar is met die storie, dan sal jy nou verstaan hoekom jy my nie in hegtenis kan neem. Daar hoor sergeant Jack daar en toe 'n storie soos hy in sy polisieloopbaan nog nie gehoor het en seker ook nooit weer sal hoor en seker soos baie polisiemanne nog nie sal hoor. En die ou vertel toe vir hom dat hy is in Duitsland gebore in die Duitse adelstand en hy het 'n tweelingbroer gehad. En hulle twee daar in Duitsland het hulle lekker lewe gehad. Hulle het volop geld gehad en hulle kon doen wat hulle wil en hulle het nie gewerk nie en hulle het nie bierhuise rondgang en het sommer jolly gegaan. En hulle oupa sê vir hulle, julle moet julle lewe regkry, julle moet begin werk, maar hulle het nie daar gesteer nie. Hulle het net die lekker lewe gehad, hulle het gejag en hulle was onder andere, het hulle genoeg tyd gehad om te oefen en hulle het twee bekwame sabelvegters geraak. Op 'n dag is die ou man se geduld op en hy sê tot hier toe nie verder nie en hy sny hulle fondse af. En daar is die man skielik sonder geld. En om 'n lang storie kort te maak, hulle raak toe in misdadigheid betrokke. En die oudste broer, hy was nou eintlik die wille een en die jonger een was nou die een wat hom probeer teehou het, maar hy het hom nie laat teehou nie. En daar word hy toe gearresteer en die ouer broer daag toe die polisieman uit tot 'n sabelgeveg en daar vermoor hy die polisieman. En daar moet hulle twee vlug. Nou die oudste is nou die een wat die kwaad gedoen het, hy moet vlug, maar die jonger een vlug saam. Nou die plek waar hulle toe vlug is nou toe, daai jare Duits-Wes-Afrika. En dis nou die storie wat die vreemdeling nou daar vir Jack daar vertel. En hy sê toe dat hier waar hierdie polistasie nou staan, daar het hulle tent opgeslaan. En hulle
twee daar met groot sukses begin diamante delf. En as nou genoeg diamante gehad en het loeders toe gegaan en geverkoop, en geld daar uitgemors, uitgedrink, uitgedoppel en alles uitgemors en dan kom hulle weer terug. Maar die jonge boer het die gedagte gehad, hy wil dan daar teruggaan na die heimat toe. Maar die ouste broer kan so nie teruggaan nie, want die gargit moes vir hom gewag. En toe begin daar 'n plan by hom opkom, as hy nou so 'n jonge boer kan doodmaak, kan hy mos onder die se naam gaan, terug aan Duitsland toe, maar die plan het by hom begin broei. Terwyl hulle nog daar aan diamante delf, kom daar eendag 'n ou aan, en hy het 'n klomp bottels witblits by hom. Nou die Duitsers was nou ervare bierdrinkers, maar witblits het nie geken nie. En hulle het daar 'n party gehou, en die ouers laat daar weg, maar die los vir hulle 'n bottel witblits agter. Toe die ou nou weg is, toe het die oudste broer nou die bottel witblits gevat en hom leeggemaak. En daar is hy nou toe baie slim en vol bravade en vol die plan om die jonger broer dood te maak. Is toe sommer sterk daar en hy daag toe die jonger broer uit tot 'n sabelgeveg, maar die jonger broer wil nie en hy stribbel tee en so aan, maar later gee hy in, en daar begin hulle veg, en daar maak die oudste broer die jonger broer ook dood. En toe hy nou klaar die broer doodgemaak het, toe besef hy nou wat hy nou gedoen het. En hy maak sy goedjies bymekaar en hy vat die pad te voet Loederes toe. Dis 200 km weg, en halfpad oor val 'n sandstorm om toe. En hy maak dit toe ook nie. Nou dis die storie wat die vreemdeling nou daar, wat Jack daar vertel. En die ou sê toe vir Jack daar, weet jy, elke jaar, hierdie dag, dis die dag wat ek my broer doodgemaak het, kom ek na die plek toe en dan moet ek die storie vertel vir die wit, partykeer is die jakkalse vrou wie ek kan vertel, maar jy is nou die eerste mens vir wie ek die storie vertel. En hy sê toe, dankie dat jy geluister het, en maar die staan hy op, en hy lig sy hoed op om te groet, maar toe hy sy hoed oplig, toe sien Jack daar, maar is 'n skoon geraamte been die hand, en toe hy sy hoed oplig, toe sien hy, maar is die 'n kopbeen, soos 'n skedelbeen, met so hier en daar 'n pluis blonde hare, en die ou groet, en hy sê goedenavond, en hy sit sy hoed terug, en hy draai om en hy loop weg. Nou die Jack daar, toe hy nou weer tot sy sinne kom, toe kan die konstabel nie verstaan hoekom hy hom in die nag wakker maak, dat die kamele moet opsaal om daar weg te kom nie. Nou Jack daar sê, hy het daarna die spergebied nog 'n hele paar keer gepatrolleer, maar hy het wyd om die murasies van Gamais gehou, en hy nooit weer daar geoornag.